van Dogter van Sion, restaureerders van die skrifte, 31 Oktober 2025. Ons het dan nou gister die eerste deel van ons geskiedenis van Dogter van Sion met betrekking tot die boek van herinnering gebring. Hierdie is nou 'n voortsetting van lesing 1 en ek noem hierdie lesingkie die boek van herinnering as goddelike opdrag. Ons lees verder. Net soos wat daar verder in Lukas 13, veral vanaf vers 10 geskryf staan, het die meester die vrou, boerevolk, wat 18 jaar lang 'n gees van krankheid gehad het, toe in die jaar 2001, 18 jaar nadat die vals Afrikaanse vertaling in 1983 verskyn het, die vrou streep volk genees. Nou eers was die vrou verlos van die krankheid, die geestelike leuen, gegee deur die liberale verdraaiers van die waarheid in die kerk. Ons vervolg ons verhaal in Lukas 13, vanaf vers 10. Onthou, ons het gister in Lukas 13 die verhaal gesien van 3 jaar kom die alarmbouer en hy kry nie vrugte aan die boom nie. En ons beweer toe daar dat dit van 94 af was tot 97 en toe nog 'n jaar. Is toe 98 wat die boek dan nou sy beslag gekry het. En as jy net verder in daai selfe hoofstuk lees, dan kry jy hierdie verhaal van die genesing van 'n dogter van Abraham. Onthou altyd 'n dogter verwys na 'n gemeente toe. Ek wil nie sê kerk nie, want die kerk het geen fondament nie, want Joshua het nooit kerke kom stig nie. Hy het hoogstens gesê dat die kerk van Joshua, sy kerk is in die harte van die mense. En dat ons wel 'n vertrek kan bou waar ons by mekaar kan kom, want dit is baie noodsaaklik dat ons by mekaar kom. So kom ons lees wat is nou die verklaring hier. En hy, Joshua, was vers 10, was besig om op die Sabbat in een van die vergaderings te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. Mekaar getrek en om nie in staat om regop te kom nie, beteken jy het nie 'n stand in die gees nie. Jy is nie in staat om in die gees op te staan nie. Jy's eintlik heeltemal pap. Dit is die boerevolk in hulle liberale kerke. En toe Joshua haar sien, roep hy haar en sê: "Vrou, jy is van jou krankheid verlos." En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en Elohim vereer. Omdat Joshua die woord is, hy is die woord vir ewig, sal dit wees om hande op te lê deur Joshua, sal ook wees om sy ware woorde in te neem. Dit is dan waarin hy ons hele wese vul met sy woord. En dit is soos 'n handoplegging of soos 'n seëning, 'n bevryding van alles wat vals is. Dat hierdie tweegesig moderne fariseërs woedend was, is waar. Want daar was heelwat geskryf teen hierdie boek van herinnering. Maar niks konkreet is ooit na my wete gepubliseer teen die geopenbaarde waarhede daarin nie. Die Sabbat waarop die volk verlos is, dui duidelik op die einde van die tyd, net voor die laaste 1000 jaar Sabbat sal aanbreek. Daarom dat die meester kon sê, dat die esel en os, dit is wat vir die volk voorstel, van die krib, van kerklike leuns en valsheid, losgemaak moet word, en water, geestelike waarheid en suiwerheid, moet aan hulle gegee word. Dit is wat die geestelike betekenis van daai vers is. Ons was maar almal aan die krib vas, ons ouer mense. Wonderbaarlik, die jong mense het baie van hulle nooit in 'n kerk ooit hulle voete gesit nie. Ek weet my kinders was nooit in 'n kerk nie. En hulle kan die waarhede baie beter begryp as ons wat nou vas was in die ou dinge. Ons moes eers leeg maak voordat ons kon vol maak. As kinders nie die leuen
gewoond was nie, dan hoef hulle net volgemaak te word met die regte dinge. Ons gaan aan met die geskrifgedeelte vers 14. Maar die owerste van die vergadering, wat verontwaardig was dat Yeshua op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare: daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk. Kom dan op die dae en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie. Toe antwoord die meester hom en sê: jou vals tweegesig. Maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of esel van die krib los en lei hom weg om te laat drink nie. Maar hierdie vrou, wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie? En toe hy dit sê, het al sy teestanders beskaamd geword, en die hele skare was bly oor al die glorieryke dinge wat deur hom gebeur het. 'n wonderlike verhaal van 2000 jaar gelede, wat 'n profetiese waarde het vir ons boerevolk, in die tyd van omtrent, wat was dit, 2001, toe 18 jaar verloop het in die boek toe eerstens bekend geword het in die volk. En toe word die geestelike deel van die volk verlos, en hulle is nie meer gebind aan die leuns nie. Onthou, ons het in die vorige lesing gesê, dat daai leunvertaling, ek noem hom nie die 1983 vertaling nie, ek noem hom die 1983 vervalsing. Baie keer kom kerke nou in goedertrou, dan kom bring hulle 'n boks vol van hierdie vervalsings vir ons, en ons vind dit is 'n goeie aansteker vir die donkies, hulle werk goed. Want jy kan niks anders daarmee doen nie. Jy gaan definitief, as jy jou geestelike lewe daarop rig, gaan jy jou geestelike lewe verloor. Want die valsheid is ontsettend in daai boek. En dit is deur 'n Jood gebring, 'n Khazariese Oos-Duitse Jood, Johann Heinzowitsch. Ons weet almal waar hy vandaan kom, ons weet wat hulle agenda is, hulle wêreldagenda wat opgeteken staan in the Protocols of the Learned Elders of Zion, is om alle kerke te infiltreer, wees vir die Christen 'n Christen, wees vir die Moslem 'n Moslem, wees vir die dit en dat. Hulle infiltreer jou en hulle draai jou. Hulle wurm hulle van binne af uit. En so het hulle hierdie hele slap rug kerkleiers agter hulle aangekry. En het hulle almal die ou 33 vertaling of 53 vertaling het hulle net weggegooi. Jy kan hom omtrent nie meer in winkels kry nie. Maar dank Vader, die boek van herinnering is nou daar, wat vir ons baie meer het as wat die Bybel het, en baie meer korrek. En ek kan dit sê omdat ek daarmee gewerk het, en dat dit 'n transliterasie is, bedoelend 'n direkte woord vir woord vertaling uit die Hebreëus. Partykeer klink die sin nie heeltemal reg nie, maar dis hoe hy staan in die Hebreëus. En ons het agtergekom, omdat dit so akkuraat getranslitereer is, vind jy baie mooier ook, of makliker, en die geestelike en hemelse betekenis kom baie pragtig deur, wat ons eintlik op soek is na. So het die vye boom, onthou die een wat in die wingerd gestaan het, wat in 1997 uitgespit moes gewees het, maar nog 1 jaar gelaat was, wat misgegee en omgespit is, vrugte begin dra. Dit is die boek van herinnering as vrug. En het dus nou water, in hakkies gees, vanaf ons meester begin ontvang. Verstommende ontdekkings in die skrif is in die tyd hierna gedoen. Veral omdat voorheen in hakkies verbode boeke, wat deur Constantijn en Luther en al die ander manne as verbode verklaar is, nou saam gelees kon word met die Bybelboeke, die 66. Veral die eindtyd gebeure is grootliks oopgevlek, omdat die Gees nou vrylik in die leser kon werk, deur hierdie verskillende boekrolle. Ek dink sommer nou aan een profetiese boek wat hulle uitgehaal het, en dit is die boek van Esra 2. Esra het 3 boeke geskryf, die Bybel het net 1 gevat.
Maar Esdra 2 het direkte verwysing na die eindtyd, wat gaan gebeur, watter nasies gaan teen mekaar veg, en hoe die oorlog gaan woed, wat nou voor ons lê. Ek dink aan Henog, 'n wonderlike boek, wat al hierdie geestes goed wat uit die Satansryk nou na vore kom, ons noem dit slangsaad, of addergeslag, wat vanaf die gevalle engele kom. Al daai goed is deur Henog beskryf, maar die kerk het dit goed gedink om dit uit te vat, omdat die kerk hierdie kennis van die mense, die gewone mens wou weerhou, want hulle was die knoeiers met hierdie gevalle engele. Dit raak nou al hoe duideliker, na mate die einde kom, hoe diep die Romeinse kerk en al haar dogters met hierdie bose slangsaad, hulle is basies in 'n direkte, noue verhouding. En baie van die uitvindings vandag, wat ten doel het om die mensdom te verslaaf en te vernietig, kom vanuit hierdie bronne uit. Die mense is nie so slim nie, hulle kry dit. Dis 'n beloning vir hulle bereidwilligheid om die slangsaad binne in die menseras te laat inmeng. Kry hulle uitvindings soos dinge om die weer te manipuleer, ons suurstof te manipuleer, gif in ons kos te gooi, want dit maak die DNA van die mens onontvanklik vir die ware woord van liefde van Yeshua. Alles is gerig om ons weg te kry van die liefde af. Want dis die enigste krag wat hulle nie kan teëstaan nie. Hulle kan nie die liefde weerstaan nie. Inteendeel, hulle moet vlug waar die ware Yeshua liefde uitgeleef word. Ons gaan verder oor die boek. Die finale druk, die 4de druk, het verder verstommende, inherente bewyse, wat bewys dat 'n goddelike hand ons gelei het, toe hierdie boek saamgestel is. U moet onthou dat hierdie boek vanaf die eerste dag onlosmaaklik verbind was met die gelofte te Bloedrivier, en dat die boek vir 4 jaar agtereenvolgend aangebied was in die Laar te Bloedrivier terrein in Natal. Dit is ook in lyn met die profesie in Sefanja 3 vers 9 tot 10. Want dan sal ek aan die volke suiwer lippe toebring, sodat hulle almal die naam van Jahwe hard sal uitroep, en hom met eenparigheid sal dien. Van oorkant die riviere van Kus, Ethiopië, dis nou aan die suidekant, vandaan sal my blye aanbidders, die dogter van my verstrooide, my bydra bring. Dit is hierdie volk, hierdie boerevolk, wat verstrooid in die gees is. Ons is almal in verskillende kampies, terwyl daar een herder is, en jy daaruit kan aflei, dat daar net een skaapkraal kan wees. Maar almal is in hulle eie krale, en almal het klein herdertjies, wat almal huurlinge is van hulle base, en hulle pas Vader se skape op, en dit is 'n groot verwarring. Maar die eerste ding wat gebeur, wanneer iemand die boek van herinnering vat, en hy sê, hierdie boek praat met my. Onthou, hy praat nie met almal nie. 'n Ou wat vas in die kerkdogma is, praat hy nie meer nie. En hy sê, hierdie boek praat met my, ek het die kerk verlaat. Dis die eerste ding wat gebeur. En nou kom die persoon, en hy raak 'n soeker van waarheid, en hy kry sy waarhede in hierdie gerestoreerde skrif. Hierdie nuwe spysbydra was deur die blanke volk, sien Jesaja 18, baie duidelik staan daar, 'n volk wat lig van gelaat is, wat suid van Ethiopië woon gebring, en nou kon hulle met suiwer lippe begin aanbid, want die valsheid van in hulle skrif was vernietig, onder andere die ware name, en die boodskap van Yeshua oor die liefde kon ons nou lees, sonder kerklike inmenging, en kerklike dogma wat ons op 'n syspoor gebring het. Die 4de en laaste druk, nou kom ons by die inherente bewyse. Ek noem dit 'n wiskundige watermerk. Want julle moet onthou, ons het die vers gekry in Maleagi 3 vers 16, en daar is 'n boek van herinnering geskrywe.
Maar ons was ver daarvan om op daai stadium te sê, hier's nou die boek van herinnering. Ons kon dit nie sê nie. Ons kon net sê, dit is hun boek van herinnering. Maar nie die boek van herinnering. Dit sou baie aanmatigend gewees het. En daarom is die boek nog op die buiteblad van die eerste druk, dink ek, en die tweede druk was genoem, die apartheid van Jahwe, of die heiligheid van Jahwe. En nie die boek van herinnering dadelik nie. Maar ons het vir Vader gevra, wys vir ons wanneer ons dit kan doen. Gee vir ons bewyse. Hy sê, ek is weer by daai paragraaf, die 4de en laaste druk het presies 880 bladsye. Nou gaan ons na die numerologie toe en ons mag, want numeriese syfers het nogal baie waarde, veral die syfer 3, die syfer 7, en wat die volk aanbetref is dit die syfer 16 en 12. Nou ja, numeries is dit 8 plus 8, as jy 880 vat, plus 0 natuurlijk, is 16. En 8 maal 8 is 64. Dit is Bloedrivier se numeriese waardes, want die dag van die slag was op 16 Desember. Daar was presies 64 waans en 464 boere het die gelofte in 1838 afgelê. Ook was die laar in die vorm van 'n D, wat die 4de letter in die alfabet is. So ons sien nou die syfer 4, die syfer 8, die syfer 16, 12, 64. Daar was meer as 464 boere in die laar. Ek dink daar was 3 of 4 wat die gelofte nie afgelê het nie. Onder andere 'n dominee. En dan was daar baie handlangers in die laar gewees wat glad nie eers deel gehad het aan hierdie gelofte nie. Die boere daar het geweet dat hulle is nie deel van die uitverkore volk wat hierdie gelofte sou aflê nie. Hulle het die beeste opgepas en die perde sodat hulle nie rondgespring het nie. Hulle het sekerlik die boere gehelp laai, want elke boer het minstens 2-3 voorlaaiers gehad, sodat hy net geskiet het en iemand anders laai vir hom. Maar hulle het nie die gelofte afgelê nie. Ons het gaan kyk na die 16de boek in die boek van herinnering. Vader het ons gelei daarheen, wat die boek 2 Makabeërs is, 'n ou geskiedkundige boek voor Joshua se tyd in die Griekse oorheersing, en wat direk aan ons geskryf is, aan ons boervolk, wat aan die eindtyd in Egipte, Afrika sou wees. Gaan lees die aanhef van hierdie boek in die eerste hoofstuk. Die bladsy waarop die boekrol begin is 385, wat weer eens optel na 16. 'n pragtige versteekte stukke waarheid vind ons egter in hoofstuk 12, vers 16. 12 staan vir die maand Desember en 16 vir die dag wat die slag plaasgevind het, naamlik 16, 12, 18, 38. As jy daai vers gaan lees, dan lees jy die volgende. Omdat dit die wil van Elohim was, het hulle die stad ingeneem. Dis nou daai tyd. En hulle het so onbeskryflike slagting aangerig, dat dit gelyk het of die nabygeleë meer, wat 2 stadiums breed is, met bloed gevul is. En op 16, 12, 18, 38 kan ons sê, dit was die wil van Elohim, dat die volk, die magtige Zulu nasie verslaan het, en dit het so erg gegaan, dat die Nkomo rivier met bloed gevul is. Dit is hoekom ons nog vandag van bloedrivier praat, en nie van die Nkomo rivier. Ek het net so 'n staaltjie vertel, toe ons jong kindertjies was, ek was seker niks meer as 6 jaar oud nie, of 5 jaar oud, toe vat my pa ons bloedrivier toe. En ons spring daar uit daai kar uit, ons is 4 boeties so 'n jaar uit mekaar uit, en ons hardloop na die rivier toe, want ons wil hierdie bloedrivier sien. Was ons nou baie teleurgestel, dat nêrens is daar bloed in die rivier nie. Nou ja, dis maar 'n kind. Wat is die numeriese kans dat so vers op so syferwaarde kon beland?
Hier word 'n veldslag beskryf waar die bloed in die water geloop het, 600 jaar voor Christus, en word so geplaas, dat ons duidelik die bloedrivier veldslag daarin kan sien, deur numerologie natuurlik, wat aan die einde van tye met die dogter van Sion volk sou plaasvind, waar die bloed van die Zulus in die Nkomo rivier gestroom het. Vir enige verdere skeptisie verwys ons u na die volgende verstommende numeriese bewys, dat die boek van herinnerings se skrywer met 'n hoofletter die gees van Jahwe self was, en ons maar net klein pionne in sy groot liefdevolle hand. In Sagaria 5 vers 1 tot 2 staan die volgende. Nou kan ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Ou kom haal die boekie by my, hy's daar in die Kaap, en hy is maar baie skepties, en hy bid en hy sê vir Vader, baie ernstig voor hy die boek oopmaak, Vader, wys my as hierdie boek van U afkom, en nie net nog 'n mense versinsel is nie. En Vader lei hom na hierdie verse toe, en hy doen die wiskundige berekenings. Kom ons lees wat daar gebeur het. In Sagaria 5 vers 1 tot 2 staan, en ek het my oë weer opgeslaan en gekyk, dis Sagaria. Daar was 'n versluierde boekrol. Die ou Bybels praat van 'n vleiende boekrol. Dis nie waar nie, die woord in Hebreëus is versluier. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien 'n versluierde boekrol. Haar lengte is 20 voorarm en haar breedte is 10 voorarm. En vir die wat dit nie weet nie, 'n voorarm is 'n L. Maar omdat L ook vir Elohim enkelvoudig gebruik word, het ons om verwarring te voorkom, het ons die term voorarm gebruik. Want dit is hoe ver 'n L is van daar af tot by die elleboog. Ons het die presiese afstand, dit is 524 mm. Hierdie versluierde boekrol, as jy nou daai vers ontleed, sou dis 'n vierkante area van 20 by 10 voorarm of L hê. 20 by 10. Omdat 'n voorarm maat 0.524 van 'n meter is die vierkante area dus berekenbaar in ons metrieke mates en is gelyk aan. Nou maal jy 20 maal 0.524 maal 10 maal 0.524. Dit gee ons 55 vierkante meter. As 'n mens die aantal bladsye van die boek van herinnering neem, naamlik 880, wat nou die waarde van bloedrivier inherent in het, die lengte en breedte van 'n A4 bladsy, die een wat nou voor jou lê, en die totale area bereken wat hierdie papier beslaan, sien ons die volgende. A4 is 210 by 300 mm. Maal dit met 880 bladsye, dan kry jy 55 vierkante meter. En onthou, ek het dit nie uitgevind nie, dit is 'n man wat skepties was oor die boek, het op hierdie dinge afgekom. As dit 881 bladsye of 879 bladsye was, dan het hierdie som nie uitgewerk nie. In Afrikaans, na soveel twyfel oor die naam van ons Vader, word ons Vader se heilige naam as volg gespel. J-A-H-W-E-H, Jahwe. As ons die numeriese letterwaardes hierop toepas, van ons alfabet met A is 1, B is 2 ensovoorts, tot Z is 26, sien ons die volgende. J is 10, A is 1, H is 8, W is 23, I is 5 en H is 8. 10 plus 1 plus 8 plus 23 plus 5 plus 8 is 55. Voorwaar 'n onmoontlike toeval. En dit noem ek 'n wiskundige watermerk. En daarom verwag nooit van my om die naam Jahwe in Afrikaans met 'n y te skryf nie. Want ons het by Vader 'n bewys gekry, dis 'n J. Boonbehalwe dat dit klankkundig of volgens klank reg is. Ons is boere. Ons spreek 'n J uit, 'n J klank in Hebreëus is 'n J klank.
en dit skryf ons 'n J. Dis net daai die mekaar Engelse wat 'n J klank 'n Y maak. Soos in you en yours. Dit is nie taalkundig korrek nie, maar hulle taal is vol sulke afwykings van die norm. En hierdie boere wat so Jahwe met 'n Y skryf, hoekom skryf jy nie ook Jerusalem met 'n Y nie? Jakob met 'n Y nie? Al die ander goed met 'n Y nie? Nee, hulle doen dit nie. Dit beteken hulle is onkonsekwent. So daar het ons dit. Die boek van Sagaria 5 vers 1 en 2, die versleierde boekrol, het 'n waarde van 55 vierkante meter. Ons boek het 'n waarde van 55 vierkante meter. En Vader se naam is ook val op 'n 55 getal. Ek weet nie van 'n ander boek wat ook daardie inherente syferwaarde het, wat dan ook suid van die riviere van Ethiopië moes ontstaan het. So dit wys vir jou, ons as mense kan nie hierdie goed doen nie. Ons is nie in staat daartoe nie. Slegs die Vader se Gees is. Want onthou, ek het gewerk met die kolomme, ons het saam die font gekies, en uiteindelik was ek die laaste een besig met die setwerk. Nou die setwerk is, jy besluit hoeveel spasies is daar tussen letters, tussen woorde, tussen reëls. Dis alles dinge wat jy besluit. Maar omdat jy elke oggend vir Vader verleiding vra met die werk wat vandag gedoen moet word, lei hy jou reg. En dit is toe die uiteindelike produk. Hiermee volstaan ons met ons bewys dat God self betrokke was met die daarstelling van hierdie boek en dat hierdie geskrif verder gebruik sou word om die leuns van die moderne fariseërs te ontmasker, soos verder beskryf in die boekrol Sagaria 5, net verder na hoofstuk 3 tot 4 en Sagaria 9, 14 tot 17. Nou moet jy dit in die gees verstaan. Daarop sê hy, die engel vir my, Sagaria, sy, in hakies die boek van herinnering, is die vervloeking wat uitgaan oor die ganse aarde, want ooreenkomstig daarmee, die boek van herinnering, sal al die wat steel, in hakies, hulle wat die volk se geestelike lewe steel, hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee, sal al die wat vals sweer, in hakies, teoloë en predikante wat leuns verkondig, hiervandaan weggeruim word. Dit is 'n baie harde aanklag vir die wat hierdie boek van herinnering afgebreek het en allerhande dinge uitlatings gemaak het teenoor die boek. En hulle het, toe die boek uitkom, was daar baie uitlatings vanaf die kerk. Daar was 'n ou dominee gewees daar in Potch. Hy was die dekaan van die fakulteit teologiese fakulteit. Sy naam was Fika van Rensburg. En hy skryf toe in die beeld oor hierdie boek. Hy sê toe, dis geestelike pornografie. En toe stuur ek vir hom 'n e-pos, want hulle sal nooit my antwoord in die beeld publiseer nie. Ek sê, weet jy wat, professor, jy is reg, vir jou is dit geestelike pornografie, want dis die naakte waarheid. En hy kan nie dit vat nie. So, ander dominees het ook baie dinge gesê, die mense weggehou van hierdie boek. Op 'n stadium was daar 'n dubbel bladsy berig in die beeld, waar hulle hierdie boek nou verbind het met regse terreur, onder andere van die wit wolwe en die AWB en al die dinge. Hulle het regtig hulle bes probeer om die boek swart te smeer. Wat dan vir my 'n baie wonderlike bewys is dat hierdie ding is vir hulle gevaarlik. Anders sou hulle dit net geïgnoreer het. Daar is al hoeveel vertalings na dit gedoen en jy sien nêrens aanslae op dit nie. Maar die boek van herinnering het 'n groot reaksie uitgelok by die vals teoloë. Ons gaan verder, hy sê in vers 4, die volgende vers, ek laat haar, dis hierdie boek uitgaan, spreek Jahwe van die skepingsleermag,
En sy sal kom in die huis van die wat steel, en in die huis van hom wat vals sweer. Daai huis is die kerke, by my naam, en sy, hierdie boek van herinnering, sal binne in sy huis vernag, en hom verteer, saam met sy hout en sy boustene. Sy hout is sy leuns en sy vals 1983 Bybels. Dit is wat die doel van hierdie boek is en wat nog baie kragtig sal plaasvind vorentoe. En wat ons alreeds ervaar, dat elke jaar wat verbygegaan het van 2001 toe ons die goed begin uitstuur het elke jaar die Bybels verspreiding net meer en meer geword. Of die boek van herinnering. En in die laaste tye, in die laaste paar jaar, elke jaar wat kom, verdubbel die verspreiding. Gaan nie vir ons oor die geld nie, hierdie boek word hoogstens koste gedek. Dit gaan oor die waarheid wat by die volk moet kom. Op 'n stadium is ek ook self met die drukkery betrokke en ek het in die nag gewerk, want in die dag het ek ander goed gedoen. En dan sit ek by daai drukker soos hy die bladsye uitspoeg. En al wat dit vir my die eentonigheid leefbaar gemaak het, was elke bladsy wat uitgaan sê ek is 'n spyker in Satan se doodskus. Nog 'n spyker in sy doodskus. En dit maak die werk die moeite werd. En ek weet dis wat Erna en my dogter dryf, want kan baie keer baie eentonig word. Maar dit is nie vir hulle eentonig nie, want hulle weet elke boek wat uitgaan is 'n wapen wat in die stryd gebruik word. 'n Ou kom eendag 'n verraaier hier, ek dink ek het dit lank terug genoem. En hy vra vir Erna, het julle AK-47's hierso? Want dis hoe hulle kom soek. Hulle wil jou in die moeilikheid kry. Erna sê, ja, ons het baie hierso. Hy sê, waar? Ek wil graag een hê. Sy sê, kom so. Sy stap toe na die hele hoop boeke van herinnering wat so sê, daar is reg. Hy was bietjie vies gewees vir haar. Ons lees nou in Sagaria 9 vers 14 tot 17. Dan sal Jahwe oor hulle verskyn, en soos weerlig sal sy pyl uitskiet. En my meester Jahwe sal met die ramshoring blaas, en intrek met die storms uit die suide, in hakies vanuit die Suidland, Suid-Afrika. Ramshoring is altyd verwysend na die eindtyd. Jahwe van die skepingsleermag sal hulle beskut, en hulle sal verslind, ja, boustene. As die boek van herinnering 'n bousteen is, dan is die boustene hier verwysend na vals Bybels. Vertrap, ook sal hulle drink, 'n gedruis maak soos deur wyn. Altyd as ons die wyn lees, dan is dit vol van Joshua se liefde en sy wonderbaarlike salwing. En vol wees soos die sprinkelflesse, soos die hoeke van 'n altaar. En Jahwe hulle Elohei sal hulle in die dag verlos, as die kudde wat sy volk is. Hier is 'n baie belangrike vers, want hulle verhef die bousteen van separatisme. Die boek van herinnering, se bousteen, soos 'n banier oor sy Adama, die Adamietse aarde of grond. Daardie woord het geen ander betekenis as separatisme nie. Nou het die Bybelvertalers was baie slinks, en hulle het daai woord Nasareer genoem, en Nasareerskap. Maar die woord Nasareerskap verwys niks anderste as dat binne in 'n apart gestelde gemeente jy jouself nog verder apart stel. En dit is die woord separatis. En dit is wat ons is. Ons is almal separatiste, want ons meng nie meer met die wêreldse konkoksie wat in Nisea 323 na Messias saamgeflans is deur 'n heidense keiser en 'n klomp Rooms-Katolieke priesters nie. En ek wil dit duidelik stel, want die mense is baie kwaad dat daar nie nou die 66 boeke van Konstantyn in is nie, maar meer. En andere was nie op daai stadium geag om in die boek te kom nie, want die boek moes net gaan tot by die 12 apostels
van Yeshua, wat getuies van sy lering was, wat 3,5 jaar by hom gebly het. En ek wil dit hier pertinent sê, Paulus is nie die 12de apostel nie. Moenie mislei word nie. Hy is hoogstens 'n uitgestuurde, maar hy is nie 'n uitgestuurde getuie nie, want hy was nie getuie nie. Inteendeel, ten tye van die lering van Yeshua op aarde, die 3,5 jaar, het hy mense vermoor. Dit was sy werk, hy was 'n tempelpriester. Maar hy het wonderbaarlik tot bekering gekom by Damaskus, en hy het groot werk vir Yeshua gedoen. En die feit dat Yeshua ook van sy boeke in die nuwe openbaring laat dikteer het deur Jacob Lorber, bewys dit. So ek het nie 'n probleem met hom nie. Ek het net 'n probleem dat hy nie inpas op die fondamente nie. Fondamente beteken die evangelies. En ons het nie die 12 nie. Ons het maar omtrent 6 of 7 van die disciples of apostels se boeke waarop ons waarheid kan skoei. Nou natuurlik met die groot Johannes evangelie wat ek behandel, het ons alles. Ons het die hele stadsfondament nou nog beter in Yeshua se eie woorde. Wat 'n wonderlike skenking was van hom af. Dink die katholieke kerk het ook Paulus aangeneem as hulle hoof. Ja. Jy moet verstaan. Ja, hulle sê wel hulle is gebou op die fondament van Petrus, maar die Paulus boeke het absoluut meer gesag as Yeshua, wat jy in die 4 evangelies kan lees. Dit is ongelukkig so. Weereens, ek is nie teen Paulus nie, hy is minstens 'n deel van die mure van die nuwe Jerusalem, net soos Jacob Lorber is. Vers 17. Want hoe groot is hulle voortreffelikheid en hoe groot hulle skoonheid, hierdie separatiste. Die koring, in hakies suiwer skrif, laat jong manne en die druiwesap, in hakies vars nuwe gees in die volk. Laat die maagde, jong gemeentes in waarheid groei. En dit is werklik wat gebeur. Ons kry oral in die land, is daar individuele groepe mense. Hulle is nie deel formeel van ons nie, of van 'n ander groep nie. Maar hulle kom saam en vorm 'n gemeente om die boek van herinnering in iemand se huis op 'n Sabbat kom hulle bymekaar in die eetkamer en daar vorm hierdie nuwe gemeentes en 'n nuwe vars gees kom in die volk. Wanneer 'n groep mense om 'n tafel sit en hulle het dieselfde denke, dan kan die gees van die een persoon na die ander persoon spring. En dan word jy geleer deur die gees en nie deur 'n voorganger of 'n dominee of 'n pastoor nie. Hierdie boek was so erg vir die regses dat 'n gemeente wat vandag nog bestaan, die Verbondsvolk, en hulle was daar in die Noord-Kaap en Kuruman en ek kan dit maar noem. Hulle het 'n afkondiging gekry op skrif dat niemand van hulle in daai gemeente mag in besit gevang word met 'n boek van herinnering. Dan word hulle uit die gemeente gedryf. En dit deur iemand wat die heilige name vir my geleer het. Want daai tyd was daar 'n klomp ouer manne wat bandjies die land deurgestuur het en ons het almal by hulle geleer. Maar hierdie boek was nie vir hulle aanvaarbaar nie. Die 4 jaar waarop die boek van herinnering elke jaar aangebied was, te Bloedrivier terrein, was gekenmerk deur onstuimigheid. Vanaf die eerste keer wat ons die terrein betree het, was Satan via sy diensknegte in die kerk en in die kultuurorganisasies van die Afrikaner geweldig teen ons optredes gekamp. Let wel, die swartes het nie 'n saak met ons nie, want hulle verstaan in elk geval nie die dinge nie. Ons het geweier om aan die amptelike samekomste op Bloedrivier deel te neem, deels omdat vals heilige name gepredik word, en deels omdat liberale en verligte predikante ingespan was om die inhoud van die gelofte geleidelik te verander na 'n inhoud van versoening met die heidene. Hierdie verskywing het baie subtiel plaasgevind, sodat die niks vermoedende kerkganger
dit nie dadelik agtergekom het nie. Na 1998 is die weermag en lugmag ingespan om ons te intimideer op die terrein. Dit het op stadium so erg gegaan met die helikopters bo ons koppe, dat die aantal helikopters so geplaai het bokant die laar, dat ons onsself kwaliek kon hoor toe ons gelofte afgelê het. Talle troepe eenhede het om die gebied in gereedheid gelê. Mediese eskaders was op bystand gewees. En dit alles omdat 'n klein Gideonsbende van ongeveer 100 mans, vrouens en kinders hulle hemelse Vader wou vereer met 'n geestelike aanbieding op die terrein van hulle voorvaders. Sal wat ons wou doen. Dit het die staat miljoene gekos. Ons het insaag gekry want ons het 'n kontak gehad in militêre intelligensie en ook in NU. Ons is nie altyd so dom soos wat hulle dink. En hulle het vir ons gesê, julle het hier staat miljoene gekos. Ons weet van hierdie ander eskaders wat daar was, die mediese eskader, hulle het net so aan die horison gelê. Dit was ambulanse en dokters en verpleegers en allerhande goed. Want hulle het gedink, ons gaan nou in Engelse woord 'n massacre daar begin. Ons gaan 'n slagting begin van mense. Wat pateties is. Ons het net 'n geestelike aanbieding gebring as separatiste. Teen die kerk en teen al die ander politieke leiers en weermaggeneraaltjies wat daar was. Ons het 2 groot baniere daar opgeslaan, dogter van Sion en nog ene apartheid is heiligheid. Nou daai 1 jaar was dit baie prominent dat die Bloedrivierfees gehou word en al die onmin tussen die faksies en die hele plek het gewemel van buitelandse joernaliste. En die Constant Viljoen het gekom, hy stuur toe sy lakai en hy sê, haal af daai baniere, dit is nie, wat ook al, is nie polities korrek nie, kom ons noem dit so. En daar staan 'n ou tannie op, sy is sekerlik nou, ek weet nie of sy nog leef nie, en sy was nog in die Kappie Kommando, sy was ook by ons, en sy sê vir my, meneer, haal jy daai ding af, dan sien jy wat gebeur vandag, op hierdie plek. Dit sal nie gebeur nie. En daai ding het daar gestaan. Ten spyte van hulle stories wat hulle teen ons gehad het. Ag, dis maar een van die klein insidente. Ek het nou hier links van ons het ek nou hierdie foto's opgesit, maar ek sal dit meer bespreek in die volgende lesing. Dit is Bloedrivier 2000 toe ons afgegaan het. Julle kan die lig agter die mense agter die laar sien. Hierdie foto's is geneem deur 'n ou wat 'n baie goeie kameraman was. Daai tyd was dit nog met kameras gedoen, daar was nie selfone nie. Hy het dit in Bloemfontein laat ontwikkel en hy het vir die ou wat dit ontwikkel het, sien toe die lig. Hy het dit nie aanvanklik op die negatiewe so duidelik gesien nie. En hy vra toe die ou, is dit dan dalk die kamera se lens of 'n lig of iets? Omdat hierdie 4 foto's van 4 rigtings, verskillende rigtings geneem is en elke keer dieselfde lig LIG wys, het hy gesê dis onmoontlik. Dis 'n lig wat om julle was wat hy nie kan beskryf nie. En wat ons natuurlik nou weet, dit is Vader se lig. Dis sy liggeeste wat ons begelei het met die daarstelling van hierdie gelofte en die boekaanbieding elke jaar op Bloedrivier. So ek sal dit vir ons op die groep sit môre en dan sal ons 'n bietjie meer daaroor praat. Baie dankie.